Hallo daar en baie welkom by nog 'n episode van 'n sak vol stories. Dis so lekker om hierdie stories met almal te deel. Baie dankie vir almal wat saamluister, almal wat vir ons boodskappe stuur. Onthou, jy kan ook gaan gerus na www.sakvolstories.co.za vir kontakbesonderhede. En onthou, jy kan daar ook na al die vorige stories luister en hulle saam lees. Maar hier gaan ons met vandag se storie. Aaphoedjies. Eendag, lank gelede, was daar 'n baie talentvolle hoedemaker. Hy het allerlei verskillende hoede gemaak. Verskillende soorte, groottes en kleure. Hy het al sy hoede op sy wa gelaai en van dorp tot dorp gereis en die hoede probeer verkoop. Sover hy loop, het hy uitgeroep: "Hoede! Hoede te koop! Klein hoedjies! Groot hoede! Deftige hoede! Lawwe hoede! Veelkleurige hoede! Hans Vos hoedjies! Cowboy hoede! Bluiskuile! Musse, pette, elke denkbare soort hoed." Hy het nogal 'n goeie bestaan gemaak. Hy het sy werk geniet en hy het daarvan gehou om by 'n nuwe dorpie aan te kom en die blydskap op sy gelukkige klante se gesigte te sien as hulle 'n mooi hoed by hom koop. Maar hy het ook die tye tussen die dorpies geniet, wanneer hy rustig op sy wa kon sit, terwyl sy perd hom na die volgende dorpie en sy volgende klante lei. Op 'n warm somersdag stop hy met sy wa by 'n groot mangoboom en besluit om 'n uiltjie te knip in die boom se skaduwee. Sy perd het heerlik gras geëet en die geluid daarvan het hom sommer vinnig aan die slaap gesus. Toe hy wakker word, het hy gestrek, sy perd weer ingespan en was net gereed om te vertrek, toe hy skielik 'n vreemde gevoel kry dat iets nie heeltemal pluis is nie. Hy draai om, kyk agter in die wa en val amper agteroor. "My hoede!" roep hy geskok uit. "Hulle is almal weg!" snik hy. Toe hoor hy 'n lawaai bo hom. Hy kyk op en daar sien hy 'n groot trop ape wat na hom sit en loer. En elkeen dra so waar as wragtig een van sy hoede. "Julle skelms!" roep hy, terwyl die ape skree en van tak tot tak spring. Hy bal sy vuis en swaai dit in die lug rond. En hulle doen dit terug. Hy trek vir hulle gesigte, hulle trek dieselfde gesigte terug. Hy skree op hulle en hulle skree terug. Hy gooi 'n klip na hulle en in antwoord gooi hulle hope vrot mango's in sy rigting terug. Gefrustreerd en sopnat en taai van die stink mango sop, gooi hy uiteindelik sy hoed moedeloos op die grond neer. Tot sy verbasing doen die ape presies dieselfde. Elkeen gooi net soos hy sy hoed neer. Blitsvinnig gryp hy sy kans, tel al die hoede op, pak hulle terug in sy wa en jaag so vinnig as wat sy perd kan trek, weg van die ape af. Kort daarna bereik hy die volgende mark en verkoop sy hoede soos gewoonlik aan baie tevrede klante. Baie jare het verbygegaan.
Die hoedemaker het 'n seun gehad wat mal daaroor was om na die storie van die skelmape te luister. Eendag, het die pa vertel, word ek wakker en sien al my hoede is gesteel. En elke keer as hy by die einde kom, en toe gooi ek my hoed neer, en al die simpelape gooi hulle hoede ook neer. Bars die seun uit van die lag en smeek sy pa om die storie weer en weer en weer te vertel. Uiteindelik het die hoedemaker oud geword en sy seun het die besigheid oorgeneem. Hy het hoede gemaak wat net so goed soos sy pa se was. Nee, eintlik nog selfs beter. Hoede te koop, hoede, seerover hoede, onderste bo hoede, binnekant buite hoede, hoede wat borrels blaas, hoede wat water spuit, hoede wat snaakse geluide maak. Die skares het geskater van die lag en almal het gelukkig met hulle nuwe hoede weggestap. Soos sy pa, het hy ook die reise tussen die dorpies geniet. Die stilte en vrede op pad na die volgende plek. Op 'n dag het hy ook onder 'n mangoboom gaan lê vir 'n middagslaapie. Hy het sy perd losgemaak om gras te eet en homself in die skaduwee gemaklik gemaak. Dit was 'n warm somersdag. Hy sit sy hou my koel hoed op, 'n hoed met klein waaiertjies. As hy 'n knoppie bo op die hoed druk, blaas daar 'n sagte briesie oor sy gesig. Tevrede sug hy en kort voorlank snork hy rustig onder die boom. Toe hy wakker word, ryk hy na die knoppie om die waaiers af te sit, maar al wat hy voel is sy kaal kop. Die hoed is weg. Hy spring op en hardloop na die wa. Dit is leeg. O nee, roep hy. Hy kyk op in die boom, maar hy weet presies wat om te verwag. Daar is sommer dosyne ape. Elkeen van hulle het 'n ander hoed op sy kop en hulle spring van tak tot tak en skater lag vir hom. Hy waai vir hulle, hulle waai terug. Hy sit sy duim op sy neus en wikkel sy vingers. Hulle doen presies dieselfde. Hy steek sy tong uit. Hulle steek hulle tonge uit. Hy lag, haal sy hoed af en gooi dit op die grond. En die ape doen niks. Maar niks gebeur nie. Hy tel sy hoed op, sit dit terug op sy kop en gooi dit weer stadig neer. Maar weer eens niks. Hy probeer dit oor en oor en oor, totdat die grootste aap met een van die snaakste hoede met pouvere wat alle kante toe uitsteek, van 'n tak afspring en lui na hom toe aanstap. Die aap wys met 'n leeragtige vinger na hom en sê: "Dink jy is slim omdat jy uit jou pa se stories geleer het? Wel, ons pa het ook vir ons stories vertel. En vandag hou ons die hoede." En daar gaan die hele trop apies skaterlachend, elkeen met sy hoed stewig op sy kop. Die hoedemaker se seun kan maar net sy kop sonder 'n hoed op staan en krap. En dit is hoekom dit baie belangrik is om mooi na stories soos hierdie een te luister. Jy weet nooit wat jy daaruit kan leer nie. En selfs 'n goeie oplossing werk nie altyd weer nie.
Dit is dan die storie van vandag. Dankie vir die saamluister. Ek dink ek gaan nou vir my ook 'n lekker hoed soek om op my kop te sit. Kom ons kyk na 'n paar vreemde woorde wat ons in hierdie storie geleer het. Pluisskuil. Hy het cowboyhoede, pluisskuile en musse. 'n Pluisskuil is 'n baie deftige hoed wat mense in die ou dae saam met hulle deftige pakke gedra het. Klante. Hy sien die blydskap op sy klante se gesigte. Klante is mense wat by iemand wat iets het om te verkoop, iets koop. Hy het besluit om 'n uiltjie te knip. Om 'n uiltjie te knip beteken om net 'n vinnige ou slaapietjie te vang. Jou kop knip, knip, knik, knik soos 'n uiltjie sin. Hy het 'n vreemde gevoel, iets is nie heeltemal pluis nie. Hierdie is nie dieselfde as die pluisskuil nie. Hierdie pluis beteken alles is in orde of nie. Onthou, jy kan al die stories hier luister of na ons webblad toe gaan en almal daar kry en saam lees. Onthou om jou vriende te vertel en gee ons 'n punt of 'n sterretjie hierso waar jy luister. Elke bietjie help. Tot volgende keer, lekker lees, lekker luister. Arrivederci.